Nou, broers en susters, is lekker om vir Pinkstermense Pinksterboodskap te kan bedien. Ek dink by myself van my voorbereiding as 'n ou nou hierdie boodskap ons bring aan 'n gehoor wat nou nog geen kennis dra van hierdie waarhede nie, hoe lang boodskap dit sou wees, nê, en wat die aanloop sou wees tot dit. Maar vir ons wat vanoggend hier sit, ons weet mos, vandag is gedenk ons Pinkster, die uitstorting van die Heilige Gees. Wat 'n voorreg om deel te kan wees van Pinkster. En dit wat in jou testament verborge was, die kerkperiode, daar word nie melding gemaak, selde melding gemaak van die kerkperiode. Ek dink eenmal, as ek dit reg het, in die Ou Testament pertinent, en ek dink dit is Jesus wat vir Petrus gesê het, wie sê julle is ek? En toe sê Petrus, almal het hulle beerd gekry, een het gesê, nee, u is Elia, die mense sê, u is Johannes die Doper, en toe antwoord Petrus, en hy sê, nee, u is die Christus, die Seun van die lewende God. En toe sê Jesus, wel, vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is. En Petrus op jou, op hierdie rots, eintlik verwys na die openbaring wat Petrus gehad het, van Christus, deur die Heilige Gees, op hierdie rots, op hierdie openbaring, sal ek my kerk bou. En dis die eerste keer waar Jesus dan eintlik as ware hierdie groot verborgenheid van die kerkdispensasie waarin ons leef, ons glo dis 'n 2000 jaar bedeling, totdat Jesus terugkom om sy bruid te kom haal, waarvan ons deel is. En dit was die uitstorting van die Heilige Gees wat hierdie kerkdispensasie ingelei het, en waarvan ons leef. Dis die laaste dae, ons leef in die laaste dae, besef jy dit vanmôre? Die kanse bestaan dat ek en jy, dalk party van ons dalk nie, maar sommige wat bietjie jonger is, dalk Jesus nog sal sien kom op die wolke. Sal dit nie wonderlik wees nie, dat ons daai geslag sal wees wat Jesus sien kom op die wolke. En so vanoggend vier ons Pinkster, die uitstorting van die Heilige Gees, en ons skrifgedeelte vanoggend dan Handelinge 2 vers 37 en 38. En ek moet myself breek vanmôre, want hierdie is 'n onderwerp waaroor ek baie passievol is en baie lief is voor. Maar Paulus nie, verskoon tog, Petrus skryf, Lukas skryf, verskoon tog, Handelinge van Lukas, maar hy verhaal die volgende in vers 38 en 39. Dit is die eerste bekeerdes op die dag van Pinkster, en die skare het uitgeroep en gevra, nadat hulle diep in die hart getref was, wat moet ons doen, nou dat ons hierdie evangelieboodskap gehoor het? En dan antwoord hy Petrus, en hy sê vir hulle, bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word, in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Vers 39, hy sê, want die belofte, dis 'n belofte, kom julle toe, en julle kinders, en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na hom toe sal roep. En ons weet, die wat die Here onse God na hom toe sal roep, is alle heidene, almal wat die evangelieboodskap sal hoor, en dit sou aanvaar, is hulle wat die Here na hom toe sou roep, deur die Heilige Gees. Nou, liewe gemeente, net so 'n bietjie terug te blik, en soos ek sê vanmôre, ek preek vanmôre vir mense wat ek glo wat die waarhede van Pinkster verstaan, en ons weet hoe ons uiteindelik by hierdie gebeurtenis in Handelinge 2 gearriveer het, ons wat die Heilige Gees uitgestort was op die dag van Pinkster, in die hart van die Pinksterfees in Jerusalem, op die 50ste dag, die woord Pinkster, afgelei van die Griekse woordjie Pentekoste, wat eintlik 50 beteken, die 50ste dag na die opstanding van Jesus, die opstandingsdag ingesluit 49 dae aan, ingesluit 50 dae. En dit was op daardie 50ste dag, wat die Heilige Gees uitgestort is, in Jerusalem, op 120 mense wat bymekaar was aanvanklik, en later 3000 wat daarna die prediking hoor, en ook die gawe van die Heilige Gees ook ontvang. En ons weet dat hierdie gevolg het aan die einde van, ons kom deur die liturgiese kalender van die kerk, waar ons die Paasfees gevier het, opstanding van Jesus, 40 dae later het Jesus opgevaar na die hemel op die Olyfberg, en 10 dae later is die Heilige Gees uitgestort op die rug van 'n ongeveer 3,5 jaar lange bedieningstyd van Jesus, nadat hy 33 jaar op aarde was, en uiteindelik opgevaar het na die hemel.
En dit was in daardie tyd wat Jesus op die aarde was. En ek wil iemand 'n bietjie hoor, want ek wil die kronologie net so 'n bietjie uitlees, sodat dit jou gedagtes kan opstel ten opsigte van waar ons vandag is, in terme van die viering van Pinkster. En dit was in daai tyd, wat Jesus op aarde was, wat die Bybel sê, wat Jesus die koninkryk van God, die koninkryk van die hemele, kom verkondig het, en ook gedemonstreer het. Daar in die begin van die boek van Handelinge, in vers 1, sê Lukas, hy sê, die eerste verhaal het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het. Toe Jesus op aarde was, het hy nie net geleer wat die koninkryk van God is nie, maar hy het dit ook gedemonstreer. En dit dikwels interessant as jy kyk in die Bybel, hoe die demonstrasie van die koninkryk meeste van die tyd die lering van Jesus vooraf gegaan het. Jesus sou iets demonstreer, mense sou sê, dis ongelooflik, hierdie is bonatuurlik, wat kan dit wees? En dan het Jesus op die rug daarvan, het hy lering gegee oor wat sopas gebeur het. Dis die koninkryk van God. Jesus het gelykenisse vertel oor die koninkryk. Hy het siekes gesond gemaak, wat 'n voorloper was, of gespreek het van die herstel van God, wat aan die kom was, en hoe dit uiteindelik sou lyk in die perfekte koninkryk, aan die einde van alles. Hy het demone uitgedryf, as 'n teken van God se heerskappy, en sy oorwinning oor die bose, en uiteindelik het hy die disippels geroep, en hy het hulle opgelei, en het hulle uitgestuur om die boodskap van die koninkryk van God verder te gaan verkondig, en te demonstreer. Baie belangrik dat ons dit moet verstaan. Die evangelie is nie net 'n Paulus praat van, by geleentheid, hy sê, ek het nie na julle gekom met oorredende woorde van menslike wysheid alleen nie, maar in die betoning van gees en krag. Die koninkryk van God kom in woord en in wonder en in dade. En uiteindelik gee Jesus sy disippels, julle onthou aanvanklik, hulle het nog geleer, hulle was nog appies, en toe het Jesus vir hulle so 'n bietjie gesag gegee. Die skrif praat van, hy sê vir hulle, ek gee aan julle mag vanuit 'n hoër gesag. Die Griek sê exousia, mag vanuit 'n hoër gesag, gedelegeerde gesag, en hy stuur hulle uit, en sê, gaan uit en gaan maak siekes gesond, gaan verkondig, sê vir mense, die koninkryk van God het naby gekom, en dan kom hulle terug, en dan is hulle baie happy, dan sê hulle, Here, dis wonderlik, tot die duiwels vlug, wanneer ons hande op mense lê, en wanneer ons die koninkryk verkondig, en dan sê Jesus, man, dis great, maar julle moet nie net bly wees, dat die duiwels aan julle onderworpe is nie, maar wees bly dat julle name geskrywe is, in die koninkryk van die hemele. Nee. En uiteindelik leer Jesus sy disippels, hy stuur hulle uit, hy sê vir hulle, gaan demonstreer, en gaan verkondig, en sê vir mense dat die koninkryk, die heerskappy van God naby gekom het. En as ons dink aan wat die Bybel ons leer, dan sien ons dat die koms van Jesus eintlik tweeledig van aard was. Die eerste een is dat dit vir ons baie duidelik is, dat Jesus gekom het om die koninkryk van God eerstens te kom verkondig en te openbaar. Nou, ek hoop jy het jou Bybel gebring, blaai gou vir my saam, daar na Markus 1 toe. Nou, ek kan nie net aanvaar dat almal nou net weet wat die Bybel sê nie. Ek het nou so Vrydag aand het ek by die jong mense gepraat oor die vervulling met die Heilige Gees, en toe kom ek agter dat van die kinders hulle weet nie, hulle ken nie die goeders nie, so ek dink daar's 'n paar groot mense wat dalk miskien ook nog nie vertroud is met al die waarhede nie. Hoor bietjie wat sê Markus 1 vers 14, hy sê, en nadat Johannes oorgelewer was, het Jesus in Galilea gekom en die evangelie van die koninkryk van God verkondig. So die boodskap wat Jesus verkondig het, was nie kom tot bekering sodat jy hemel toe kan gaan nie. Dit was ingesluit by sy boodskap implisiet, maar dit was nie op die voorgrond van sy prediking gewees nie. Jesus het gekom om vir mense te kom sê, luister hier, die koninkryk van God, die heerskappy van God, is aan die kom. Dit gaan binnekort deurbreek, en ek demonstreer so lank vir julle hoe hier die koninkryk, hoe die heerskappy gaan lyk, in sy volheid, hier op aarde.
En as ons sê die volheid, dan beteken ons dat die volheid van hierdie koninkryk breek by tye deur in die wêreld waarin ons nou leef. Maar natuurlik weet ons dat die koninkryk in sy volle heerlikheid en sy volle krag eendag sal kom, wanneer Jesus ons kom haal en ons in die 1000-jarige vrederyk is en daarna, dan weet ons, veral in die 1000-jarige vrederyk, wanneer Christus saam met ons op aarde gaan regeer, dan gaan ons sien hoe lyk die koninkryk in sy ware gestalte, in sy volle gestalte, Alright, maar Jesus kom en hy sê, alright, ek leer julle so lank, ek gee julle voorsmaak van hierdie koninkryk, ek gee julle gedelegeerde gesag, dan gaan julle gaan doen dit, kom terug, hy evalueer dit, hy maak aanpassings, hy stuur sy disippels weer uit, en so word die koninkryk van God openbaar. Die eerste, tweedens, het Jesus gekom om deur sy dood en opstanding vir alle mense 'n weg te berei vir ingang tot daardie koninkryk. Ja, hy het 'n weg kom maak, sodat ons weer herstel kan word, sodat heerskappy wat ons verloor het, toe die sondeval gekom het, sodat ons weer deel van sy koningsheerskappy kan wees. En hierdie tyd word dit in 'n voller prentjie geopenbaar. Met die koms van Jesus, die ouens in die Ou Testament het net 'n voorskou gehad daarvan. Hulle kon net in skadubeelde 'n idee kry van wat dit sou behels, maar hier's Jesus, die seun van God, in die vlees, hy kom wys hoe lyk die heerskappy van God in lewens en hoe lyk dit wanneer dit deurbreek in 'n gebroke wêreld. En om ons die geleentheid te gee om deel te wees weer van daardie koninkryk en daardie herstelde heerskappy, moes Jesus kom om te sterf aan die kruis van Golgotha. Hy moes die skeiding wat daar was, wat dit vir ons nie moontlik gemaak het nie, moes hy die weg uitkom ry, dis sonde. En wanneer ons Jesus aanvaar en in hom glo, word daai middelmuur van skeiding weggeneem, sê die skrif. Die oë van ons gees word geopen, ons geestesoë word geopen. En ons kan die koninkryk van God sien vir die eerste keer, en ons kan in daardie koninkryk van God ingaan. En dis wat Jesus vir Nikodemus gesê het in Johannes 3. Toe Nikodemus na hom toe kom in die nag, en hy sê, Here, verduidelik dit vir my, hoe werk dit? Toe sê Jesus vir hom, Nikodemus, alvorens iemand nie weergebore word nie, weergebore word deur gees en deur water nie, kan so 'n persoon, met ander woorde, die gees van die mens wat dood is vanweë sonde, moet lewend gemaak word deur die gees van God. Alvorens dit nie gebeur nie, kan jy die koninkryk van God nie sien met jou geestelike oë nie, jy kan dit nie waarneem nie, die natuurlike mens kan nie, en kan jy die koninkryk van God nie ingaan nie. Hy gebruik spesifiek daai twee terme, hy sê, sien en ingaan. En daarom sê Paulus vir ons in Kolossense 1 vers 13, het Jesus gekom om ons te verlos uit die mag van die duisternis, en hy het ons oorgebring in die koninkryk van die seun van sy liefde. En as jy die latere gedeelte van Johannes 3 gaan lees, waar Jesus praat oor die wedergeboorte, dan sê hy in vers 16, dat hierdie belofte van die wedergeboorte, alhoewel dit nie 'n formule is nie, hy sê die gees van God werk soos 'n wind. Die wind waai daar buitekant, jy voel hom, maar jy weet nie waar vanaf hy kom nie. Jy weet nie waartoe hy waai nie, hy het nie 'n stert wat jy kan gryp nie, hy het nie 'n kop wat jy kan kielie nie, die wind is onsigbaar, jy weet hy's daar, jy weet nie hoe hy werk nie, maar hy waai, en as hy by jou kom, dan weet jy hy's op jou, soos die gees van die Here. Soos dit wanneer God roep na 'n mens. So is dit wanneer God aan die deur van die hart van 'n mens kom klop. Hy weet presies wanneer iemand 'n sondaar onder die oortuigingswerk van die Heilige Gees gekom het. Die Heilige Gees wat oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Hy weet presies, hy wat in die hart van 'n mens kan inkyk. Weet presies wanneer daar werklike hartgrondige berou is in 'n mens se hart vir 'n sonde geleef. Dis nie 'n formule. Met respek gesê, almal steek hulle handjies op en almal wie se handjies in die lig is wedergebore nie. Nee, die woord sê baie uitdruklik vir ons, die Gees van God werk op sy eie tyd en wyse, want hy is die kenner van die hart van die mens. Ons kan alleenlik gebaseer op die vrug en die resultaat in iemand se lewe waarneem, en kan die Gees getuig dat so 'n persoon waarlik wedergebore is en 'n kind van God is. En dan kom vers 16 en hy sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo
nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Die uitnodiging is vir alle mense. Vir alle mense. Wanneer die Heilige Gees kom klop aan die deur van jou hart, daar is nie net vir sommige nie, sommige kerke wat sê, nee, daar is sommige wat God uitverkies het, van ewigheid af, om verlore te gaan en ander sal gered word. God het besluit, nee, God besluit nie wie gered en verlore gaan nie. God het voorkennis van wel van wie gered sal word en wie verlore gaan, maar die uitnodiging is vir alle mense. Hoe jy reageer op die uitnodiging van die Here en die oortuiging van die Heilige Gees, is wat bepaal of jy gered sal word of nie. Die woord sê, almal wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Nee. Alright, so, dis belangrik, dat ons dit moet verstaan, dat die Heilige Gees, God het sy Heilige Gees gegee, en van wedergeboorte tot aan die einde, is die Heilige Gees betrokke by ons lewens. En dan, natuurlik, kom Jesus, en hy sê vir die disippels, hy staan op die Olyfberg, en net voordat hy opvaar na die hemel in die wolk, gee Jesus die laaste opdrag aan sy disippels. Hy sê, binnekort gaan ek weg, maar as ek weggaan, wil ek hê, moet julle na die wêreld toe gaan. En julle moet alles wat ek julle geleer het, alles wat ek gedemonstreer het, moet julle as my disippels, moet julle nou net so na die wêreld toe vat. En dan gee Jesus die groot opdrag. Matteus 28 vers 19. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies. En doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En dan die wonderlike belofte in vers 20 waar hy sê, en weet dit, onthou, ek is met julle tot aan die volëinding van hierdie wêreld. En daar vaar Jesus op, en ek sê Vrydag aan vir die jong mense, is dit nie vreemd nie, Jesus sê ek is met julle, maar die volgende oomblik is hy verdwyn in 'n wolk. Is hy nou hier of is hy nou nie hier nie? Nee, hy is nie meer hier nie, maar hy is hier, want hy het gesê in Johannes 16, hy sê ek sal julle nie as wese agterlaat nie, prys die Here, maar ek sal vir julle 'n ander trooster gee, een net soos ek, wat nie net by julle gaan wees nie, maar wat binne in julle gaan woon. Die Gees van die Here wat binne in ons kom woon. En die rede waarom die Here die Gees aan ons gegee het, om binne in ons te woon, die rede waarom die Here sy Heilige Gees aan die kerk gegee het, is om ons in staat te stel om die opdrag van Matteus 28 vers 19 te kan volvoer. Die uitstorting van die Heilige Gees op die dag van Pinkster was gegee met die doel dat die kerk bemagtig sou wees om die groot opdrag van Jesus te volvoer en dit te neem na die uithoeke van die aarde. En daarom het Jesus vir die disippels gesê, met julle gaan wag in die boventrek op die belofte van die Heilige Gees, want Jesus het geweet, sonder die Heilige Gees, kom broers en susters, ek praat vanmôre, preek vir die koor vanmôre, sonder die Heilige Gees sou dit nie vir ons moontlik wees, om die groot opdrag van Jesus klaar te maak nie. Dis nie moontlik nie. En daarvoor het ons krag nodig gehad. Die krag, die delegeerde gesag wat Jesus deels uitgedeel het vir die disippels, om hulle 'n voorskou te gee, om hulle voor te berei, daai krag, daai empowerment van die Heilige Gees is wat ons nodig sou hê om die groot opdrag uit te voer. En die woordjie wat daar gebruik word, Handelinge 1 vers 8 sê, hy sê julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees. Daai woordjie wat daar gebruik word, dynamos, beteken, it is the strength of the power, the ability, the inherent power residing in a thing by virtue of its nature, the power for performing miracles, moral power and excellence of soul, power and resources arising from numbers, is 'n hele klomp verduidelikings, maar die wesenlike van hierdie woord beteken, dis 'n bonatuurlike krag, dis die krag wat Jesus gehad het, toe hy op aarde was, waardeur hy die wil van God gedoen het, en dit was dieselfde krag wat die disippels gehad het, toe hy hulle uitgestuur het, om die koninkryk van God te gaan verkondig en te demonstreer. En ons kan vanmôre sê, amen, op al hierdie dinge, want jy en ek weet so goed, dat sonder die Heilige Gees, is dit nie vir ons moontlik, om die groot opdrag uit te leef nie. Is nie moontlik nie.
ons het die Heilige Gees nodig om wonderwerke deur ons lewens te doen. Ons kan nie wonderwerke doen nie. Ons kan nie. Jy weet so goed soos ek. Dis net die Heilige Gees wat daai wonderwerk van God deur ons kan werk. Sonder die Heilige Gees kan ons die geestelike gawes nie beoefen nie. Ons kan nie. Gaan lees 1 Korintiërs 12 en 14. Paulus sê wanneer die geestelike gawes, die 9 geestelike gawes funksioneer in die kerk, is dit omdat die Gees dit gee en dit werk soos wat hy wil. As die Gees dit nie werk nie, gebeur daar niks nie. Dan is wat ons deel en dit wat ons gee maar net 'n voortsetting van ons rede, van ons intellek. Ons het die Heilige Gees nodig om die bonatuurlike element by te bring. Sonder die Heilige Gees kan die bediening wat die Here aan jou toevertrou het, nie tot volle uitdrukking en tot sy volle reg kom nie. Kan nie. Paulus skryf vir Timoteus, daar's op baie tekste wat dit bevestig. Hy sê vir Timoteus, hy sê, wees jy nugter in alles, bly verdrukking, doen die werk van die evangelis, vervul jou bediening. Maar dan in 2 Timoteus 1 vers 6 en 7, hoor ons Paulus vir Timoteus aanmoedig en hy sê vir hom, luister, hierdie gawe wat in jou ontsluit is, toe ek die hande op jou gelê het, en hy sê, daai gawe wat in jou is, wat jy van God ontvang het, hy moedig hom aan, hy sê, ek moedig jou aan, om hierdie genadegawe wat jy van God ontvang het, om dit aan te wakker. Die Engels praat van, to fan the gift of God, the Holy Spirit, dit wat jy ontvang het van die Here, to fan the gift into flames, en dan sê vir hom, en onthou, God het aan jou nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, van liefde, en van selfbeheersing. Sonder die Heilige Gees kan jou en my bediening nie groei nie, kan nie tot volle wasdom kom nie, kan nie tot volle uitdrukking kom, soos wat God dit bedoel het vir die liggaam. Ons het die Heilige Gees nodig. Ons het die Heilige Gees nodig om ons in staat te stel om te volhard onder beproewinge. Ons het die Heilige Gees nodig om heilig te leef in 'n sondebelaide wêreld waar sonde genormaliseer word. En baie mense, gelowiges vandag, was soos dooie visse in 'n stroom afdryf, saam met die wêreld. Om stroom op te swem, het jy krag nodig. Jy het krag nodig om die stroom af te gaan, en die krag van die stroom vat jou. Maar as jy heilig wil leef in 'n sondebelaide wêreld, jong mens, as jy anders wil leef, dis wat heiligmaking beteken. Die woord heiligmaking beteken om anders te leef, afgesonder te leef vir God. Het jy die krag van die Heilige Gees nodig. Jy sal nooit 'n oorwinnende Heilige Gees lewe kan leef sonder die persoon van die Heilige Gees in jou lewe nie. Ons het die Heilige Gees nodig om ons bold te maak. Dit is een van die vername tekens van die vroeë kerk. As jy blaai na Handelinge toe, en ek wil die twee soms so kombineer, wat die Heilige Gees van ons doen, en wat die vrug en werking van hom in ons lewens is, wanneer ons die Heilige Gees in ons lewens het. Een van die vernaamste tekens in die Bybel, in die boek van Handelinge, van die werking en die teenwoordigheid van die Heilige Gees in mense se lewens was die besondere vrymoedigheid wat hulle gehad het. In Handelinge 4 lees ons daarvan, waar die woord van die Here sê, dat Petrus en Johannes, waar hulle voor die Joodse raad is, onthou hulle daar by die skone poort, 'n man wat 40 jaar krepeel was, so pas opgerig, en almal het dit gesien, en toe kom die Jode daaraan, en hulle sê, toe, so wat het hier gebeur, verduidelik vir ons, en die woord van die Here sê, in vers 8, daarop sê Petrus, vervul met die Heilige Gees aan hulle, owerstes van die volk en ouderlinge van Israel, en hy verduidelik die hele saak daar vir hulle, en dan sê dit in vers 13, hy sê, en toe hulle die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien, en verstaan dat hulle ongeleerde en eenvoudige manne was hulle verwonderd, en het hulle as metgeselle van Jesus Christus herken. Broers en susters, ek wil vanmôre vir julle sê, jy het nie lang titels nodig nie, ons het nie lang akademiese grade nodig om 'n effektiewe werktuig vir God en sy koninkryk te wees nie. Yes, al daai goeders help, is wonderlik en dit leer jou baie van baie dinge. Maar wat jy en ek nodig het, in hierdie laaste dae in die besonder, terwyl die kerk
dispensasie besig is om vol sirkel te maak en ons op die voorpunt staan van Jesus se koms en die oes groot is en die arbeid is min is, luister die vanmôre, wat jy nodig het, is die woord van God in jou hart, in jou mond, in jou gedagtes, wat 'n deel geword het van jou lewe, en jy het die Heilige Gees nodig, want as jy die Heilige Gees het, broers en susters, aktiveer hy hierdie woord in jou, deur jou, tot 'n kragtige getuienis in die wêreld waarin jy leef. Een van die kentekens van iemand wat vervul is met die Heilige Gees is vrymoedigheid. Vers 31 sê, en toe hulle gebid het, is die plek geskit waar hulle saam was, is dieselfde ouens, bietjie later, nadat regimente teen hulle gekom het, en die woord sê, hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en hoor hier, en het die woord van God met vrymoedigheid gespreek. Ons het die Heilige Gees nodig, om ons te help om in liefde te leef. Ons het die Heilige Gees nodig om in liefde te leef. Ons het die Heilige Gees nodig om buite die grense van die bekende, buite die grense van ons gemak en ons voorkeure te leef. Want Handelinge 1 vers 8, hy sê, julle sal my getuies wees in Jerusalem. Is nog lekker veilig daar, is cozy, is vryheid, is by die huis. Dis my adres, my straatadres, Jerusalem, Judea, okay, 'n bietjie verder, so Shoba se kant toe, Bivandam, ja, Bivandam, dit klink reg. Bloemveld, Grootgewag, daai area. En Jerusalem, Judea, Samaria. Nou gaan ons 'n bietjie, nou moet ek petrol ingooi, nou moet ek beplan, nou moet ek afvat by die werk, nou moet ek verlof insit. Nou lyk die dinge anders, ek moet 'n toestemming by mamma kry of ek mag gaan. En dan uiteindelik tot aan die uithoeke van die aarde. Dis ongemaklik. En ek vanmôre vir jou sê, dis waarvoor die Here sy krag gegee het. Broers en susters, vanmôre, luister vanmôre, ek sê dit met liefde, die Here, ek kan nie dink dat die Here vir ons meer krag gaan gee, om die sitplek waarop ek sit, nog warmer te maak nie. Die Here gee sy krag aan die kerk, sodat ons sal gaan, en die boodskap van die koninkryk van God gaan verkondig en demonstreer. En hierdie laaste daar, broers en susters, luister hier vanmôre, die koms van Jesus is nader as ooit. Die koms van Jesus is nader as ooit. En ons het die krag van die Heilige Gees nodig om te gaan, om die groot opdrag van Jesus te gaan klaarmaak. En ek sê nie vanmôre, die Here stuur ons almal na die uithoeke van die aarde toe nie, maar die Here stuur die kerk tegelykertyd Jerusalem toe. Terwyl ons hier werk, terwyl ons hier getuies is vir die Here in vryheid, stuur hy ons ook na die ander dele van die wêreld, sodat die groot opdrag van Jesus uiteindelik volvoer kan word. En daarom sê Jesus, moet julle gaan wag in 'n boefretrek. Julle moet gaan wag. Julle kan nie hierdie goeders doen totdat julle nie aangedoen is met krag vanuit die hemel uit nie. Jesus sê dit. Hy stuur hulle boefretrek toe, hy sê kerels, hier is die opdrag. Ek het julle gewys hoe lyk dit. Maar nou moet julle gaan wag totdat julle aangedoen is met krag uit die hoogte. En dis alleenlik wanneer julle die krag ontvang het, wat julle kan gaan, dis alleenlik dan wat ons effektiewe getuies vir Christus in hierdie wêreld kan wees. En Jesus kom en hy noem dit die belofte van die Vader, en ek wil jy met vanmôre mooi hoor, dat hierdie belofte in die eerste plek gaan nie oor krag nie, maar hierdie belofte is die belofte van 'n persoon, die Heilige Gees van God. Van hierdie belofte het Joël al 800 jaar voor Pinkster geprofeteer in Joël 2 vers 28 en 32, toe hy gesê het, in die laaste dae sal God sy gees uitgiet op alle vlees, en hulle sal profeteer, en hulle sal gesigte sien en drome droom, en al hierdie dinge. Joël 2 vers 28, en die dag van Pinkster, toe dit aanbreek, word daardie profesie van Joël tot op die letter toe vervul, en Jesus sê vir hulle, julle moet gaan wag, want as julle die Heilige Gees nie het nie, as julle die volheid van die Heilige Gees nie het nie, wil jy met hoor vanmôre, die Bybel praat in wisselterme, as jy nie vervul is met die Heilige Gees nie, as jy nie gedoop is met die Heilige Gees nie, daar's 'n verskil tussen iemand wat wedergebore is, en iemand wat vervul is met die Heilige Gees. Die Bybel wys dit vir ons baie duidelik uit. Wanneer jy wedergebore word, dan
dan word jy uit die koninkryk van duisternis gehaal, jy word ingebring in die koninkryk van die lig, van sy liefde. Bybel sê, die gees wat dood was vanweë sonde word lewendig, en met eens kan jy geestelike dinge begin onderskei. Jy kan die koninkryk van God sien, Johannes 3 vers 3, maar wanneer jy vervul word met die Heilige Gees, wanneer jy gedoop word met die Heilige Gees, sê die Bybel, dan vir die eerste keer kan jy die koninkryk van God ingaan. En kan jy begin om 'n effektiewe getuie te wees vir die Here. Die Heilige Gees doping is nie gegee terwille van ons nie. Die Gees van God in sy volheid is aan ons gegee terwille van ander. Dis vir die wêreld. En daarom sê Jesus, julle sal krag ontvang wanneer die Gees, die belofte oor julle kom, en julle sal my getuies wees. That's it. Dis die sleutelwoord. If you want the Holy Spirit, you want the Holy Spirit because you desire to be a witness for Jesus. En die Heilige Gees is uitgestort op die dag van Pinkster. Handelinge, julle kan, as julle daar is, kan julle kyk, ek gaan dit net so vlugtig net oorgaan, julle ken die verhaal. Die woord van die Here sê, en toe die dag van Pinkster aanbreek, Handelinge 2 vers 1, was hulle almal eendragtig by mekaar, en daar kom skielik uit die hemel 'n geluid, soos van 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. En toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur wat hulle self verdeel, en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. En daar was so 'n klompie ouens gewees, daarso uit die verskillende lande, uit die destydse wêreld, 17 dialekte, mense van verskillende afkomste, wat toe die groot dade van God, wat deur hierdie mense wat gevul is met die Heilige Gees, gehoor kon word in hulle eie taal. Dit was een van die manifestasies van die uitstorting van die Heilige Gees, baie uniek wat ons in Handelinge 2 kry. En dan is daar 'n klompie ander wat gesê het, en soos wat dit maar altyd gaan, wanneer dit kom by die dinge van die Gees, is daar altyd mense wat dit bevraagteken. En wat selfs dit wat oënskynlik ooglopend bonatuurlik is, wat van God afkom, afmaak is iets anderster, en hulle sê toe, wat kan dit tog wees? Nee man, ander het gespot en gesê, hierdie ouens is vol soetwyn. Die bouing is nog nie eens oor nie. Bouing is nog nie eens oor nie, dit is nog nie eens 9 uur nie. En hierdie ouens die 3de uur, praat van die 3de uur in die môre, is 9 uur vir die Jode gewees. Hulle sê nie, die ouens is gedrink. En Petrus staan op en hy sê, nee kerels, wat julle hier sien, kom nie van liekers af nie. Wat julle hier sien gebeur, is die vervulling van dit wat die Joël, die profeet, geprofeteer het. 800 jaar voor Pinkster, en hy sê, en in die laaste dae, sê Joël, spreek God, sal ek van my gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer. Julle jongelinge sal gesigte sien, julle ou mense sal drome droom. En ook op my diensknegte en diensmaagde sal ek in die dae van my gees uitstort, en hulle sal profeteer, en dan noem hy nog 'n hele klomp dinge daar. En hy sê in vers 21, en elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Die vervulling van Joël 2 vers 28, die belofte van God, die persoon van die Heilige Gees. Kerk, ek wil vanmôre vir u sê, sonder die Heilige Gees kan die groot opdrag van Jesus nie klaargemaak word nie. En Jesus stuur ons in hierdie wêreld in, Jerusalem. Jesus stuur ons jong mense skool toe, in Jerusalem in. Jesus stuur jou maandag na jou werksplek toe. Jesus stuur sommige van ons in ander dele van die land en aan die wêreld in, en hy het sy Heilige Gees beloof om ons te bekragtig en ons in staat te stel om die groot opdrag uit te voer. Dis een ding wat ek oor die jare ontdek het in my eie lewe en wat die woord van God vir ons leer. Wanneer God 'n mens roep vir 'n saak, dan voorsien God altyd alles wat nodig is om daai roeping te vervul. Ons het dit in ons eie lewe beleef oor die jare. Waar God nie roep nie, ja, dra sy algemene genade ons Samuel deur,
want hy laat sy genade reën oor regverdig en onregverdig, maar wanneer God ons roep vir 'n saak, dan gee God die middele, en hy gee die vermoë, om dit te doen wat hy geroep het voor. God roep ons om die wêreld in te gaan, om disippels van alle nasies te maak, en hy sê, maar voor julle gaan, moenie worry nie, ek het dit. Julle gaan nie hier op julle eie krag doen nie. Hy sê, vir die wat begeerig is, vir die wat verlang om my disipel te wees, vir die van julle wat honger en dors, om te sien dat die nasies na die troon toe kom, dat die nasies na die kruis toe kom, wat droom en begeer en verlang, dat Christus sy erfdeel in besit neem. Hy sê vir julle, as julle julle hand opsteek en bereid is om te gaan, hy sê, beloof ek dat ek vir julle die krag sal gee. Jy sal nie sonder die vermoë wees nie. Ek sal die volheid van my Heilige Gees aan jou gee. Die volheid van die Gees, die belofte van die Vader, as ons bereid is om te gaan. En hier is die wonder vanmôre, die mooi daarvan, Handelinge 2 vers 39 sê, hierdie belofte was nie net vir hulle gewees nie, hierdie belofte is vir ons almal. Hoor jy vanmôre, hoor hierso wat sê die woord vers 39, hy sê, want die belofte kom julle toe, en julle kinders, en almal wat daar ver is, die wat die Here, ons God, na hom toe sal roep. Daai belofte, broers en susters, is nog steeds van krag vanmôre. En dan wanneer ons die Nuwe Testament lees, ek haas myself, sien ons dat hierdie belofte toe net so uitspeel in die lewe van die vroeë kerk. Handelinge 2, Pinksterdag, jy kan neerskryf, ek gaan nie alles lees nie, Handelinge 4, vers 31, Petrus in Handelinge 4 word vervul met die Heilige Gees, Pinksterdag, al daai mense. Later lees ons in Handelinge 6, van die diakens, wat vol van die Heilige Gees is, vir die werk wat hulle moes doen. Handelinge 7, Stefanus, vol van die Heilige Gees. Handelinge 8, waar 'n klomp mense bymekaar was, en Petrus besig is om te preek, en terwyl Petrus preek, val die Heilige Gees op mense. Is dit nie amazing nie? Is nie formule nie. Terwyl ek preek nou, kan die Heilige Gees, kan Jesus jou doop met die Heilige Gees. Hy kan jou vul met die volheid. Die belofte van Joël kan vanmôre in jou lewe werklikheid word. Ag, ons gaan aan, daar's nog baie voorbeelde in die skrif. Ag, Handelinge 9, Paulus self, hy word vervul met die Heilige Gees. Handelinge 10, die gawe van die Gees wat oor die heidene uitgestort word. Dis eintlik daar, verskoon dat ek dit omgeruil. Handelinge 8 is Simon die towenaar. Handelinge 10 is toe terwyl hy gepreek het. Paulus gepreek het, verskoon tog, hy het toen al tot bekering gekom. Handelinge 13, vers 9 sê Paulus vervul met die Heilige Gees. Handelinge 13:52, die disippels vervul met blydskap in die Heilige Gees. Handelinge 19, Efesiërs 5 vers 18, wat vir ons sê, later, heel wat later, nadat die kerk, die Nuwe Testament kerk nou al die sendbriewe ontvang het, en hulle deeglik onderrig was, en wat gebeur het in Jerusalem, tydens Pinkster, en dat die Heilige Gees uitgestort was. Die boodskap het die kerk en die geloofsgemeenskap bereik. Later skryf Paulus as 'n voortsetting van dit wat daar gebeur het. En hy sê in Efesiërs, hy sê vir die kerk, hy sê, hey, onthou, moenie dronk word van wyn nie, maar word vervul met die Heilige Gees. Dis 'n voortsetting. Die Heilige Gees is sentraal tot die Nuwe Testament kerk. Sonder die Heilige Gees, broers en susters, is 'n kerk dood. Morsdood, is hy soos morsdood. Dooier is dood. Sonder die Heilige Gees kom ons kerk toe, ons neem maar ons plekkie in, ons gaan deur die motions, is alles hier, alles in die kop. Daar's geen krag nie, daar's geen demonstrasie nie. Die koninkryk van God, die hemel wat bedoel is om te met inbreek in ons wêreld, in ons lewe, in liefde, in gawes, in openbaring, in lewe.
Is wanneer die Heilige Gees selfs teenwoordig is, maar nie ruimte gemaak word vir die Heilige Gees nie. En Paulus pleit by die kerk en sê, blus nie die Heilige Gees van God nie. Blus nie die Heilige Gees nie. Bedroef nie die Heilige Gees nie, wanneer ons kan die Heilige Gees bedroef, selfs wanneer jy gedoop is met die Heilige Gees, selfs wanneer jy vervul is met die Heilige Gees, kan jy nog steeds terugval, jy kan nog steeds terugval in sonde, jy kan die Heilige Gees nog steeds blus, sy werking blus in jou lewe, net omdat jy eenmaal vervul is met die Heilige Gees, beteken nie, nou is jy 'n super Christen nie, nee, jy is toegerus met krag, om 'n getuie te wees, maar as jy nie die gawe wat God aan jou gegee het, soos wat Paulus vir Timoteus sê, therefore I remind you, young Timothy, to fan the gift of God, to fan the Holy Spirit into flames. You have to fan the gift of God into flames. Deur gebed, deur aanbidding, deur jouself te gee vir die groot opdrag, om God toe te laat dat hierdie krag wat nou in jou is vrygestel word, want luister hier vanmôre, daar's net een manier hoe die krag van God geaktiveer word in jou lewe, die Bybel sê dit vir ons, Handelinge 1 vers 8, is waar die voete van die heiliges begin beweeg. Kom kerk. As ons wag vir krag, en die krag moet oor my kom, en ek moet ewe skielik soos, wat is daai bunnies wat hulle kry, weet jy, die ewe ready insit, die batterytjie insit, en dan begin die bunny te beweeg. Ag kom, lag 'n bietjie man, het jy al 'n advertensie gesien? Nee? En dan is die battery pap en val hy. As jy wag, dat daai advertensie in jou lewe moet afspeel, dan gaan jy wag tot die Here ons kom haal. Nee, broers en susters, wanneer ons die krag ontvang, en daar in my hart en in my lewe 'n begeerte begin opstaan, dit is een van die tekens van iemand wat vervul word met die Heilige Gees is, dis soos 'n fontein. Jesus sê vir die vrou by die put van Samaria, sê vir haar, luister, as jy dors, sê van hierdie water drink, van hierdie lewende water wat ek gee, sal jy nooit dors word tot in alle ewigheid nie, dit sal word soos 'n fontein in jou binneste wat opspring tot in die ewige lewe. En hy sê, en dit het hy gesê, met die oog op die wat die Heilige Gees sou ontvang, want dit was juist dieselfde seisoen van Pinkster waarbinne hy daai woorde gespreek het. Daai liefde vir die Here begin verinnig en verdiep. Jesus begin 'n groter werklikheid vir my word. Voor ek my kry, kom ek agter in my lewe, maar my passie vir die woord, een van die voorname tekens van iemand wat vervul is met die Heilige Gees, is jy kan nie genoeg kry van die woord van die Here nie. Jy kan nie genoeg as jy nog ure in 'n dag nie. Vrymoedigheid waar ek eers skaam was. Wat was Petrus gewees? Petrus, hy was so skaam, hy was so intellektueel gewees, dat toe hulle hom skaar by Jesus en sê, maar jy nie een van sy disippels nie, wat doen hy? Verloon Jesus Christus. Na Petrus gedoop is met die Heilige Gees, broers en susters, word hy een van die leidende figure in die kerk. Inteendeel, Petrus, uiteindelik, verloon Jesus Christus, die geskiedenis sê vir ons, uiteindelik sterf hy, vir Christus, onderste bo aan 'n kruis, nadat hy gesê het, Here, ek is nie waardig, om soos u gekruisig te word nie, kruisig my vir Christus, maar kruisig my onderste bo. Daar was 'n vuur wat in hom gebrand het, because he was filled with the Holy Spirit. We need the Holy Spirit. As die Heilige Gees begin brand in my, as die Heilige Gees my lewe vul, dan begin my mond oop te gaan, dan begin ek nie meer skaam te wees vir die evangelie van Jesus nie, en ek begin om 'n getuie te wees, en die Here ontsluit dinge in my lewe, die gawes van die Gees, 'n passie vir verlore gaande mense, en skielik verander die narrative. Dit gaan nie langer oor wat God vir my kan doen nie, maar wat God deur my lewe in 'n gebroke wêreld kan doen, sodat Jesus Christus sy erfdeel in besit kan neem. Kerk, broers en susters, luister hier. Hoor hierso, wanneer die Here ons kom haal, en ons daar by die bruilofsmaal van die lam kom, en ons kom terug saam met Jesus, en of jy nou pre-trip, mid-trip, post-trip, wat ek al glo, maak nie saak nie, hy wegrapping gaan plaasvind, en dan gaan 'n wederkomsfees, en wanneer hy terugkom, gaan ons saam met Christus vir 1000 jaar lank regeer hier op aarde in verheerlikte liggame. En hy gee vir ons so 'n kort stukkie lewe, om seker te maak dat ons vir ons skatte in die hemel bymekaar maak. Raai waar gaan daai skatte uitkeer? Raai waar gaan daai insurance policy uitkeer? Van al die obedience,
hierdie kant van die ewigheid. Al die giving hierdie kant van die ewigheid. Al die sacrifice hierdie kant van die ewigheid. Alles wat ek prys gegee het ter wille van Jesus en sy evangelie. Daai insurance policy, daai dividende op jou belegging gaan uitkeer in die 1000-jarige vrederyk. En daar gaan baie mense wees wat voor die Here gaan staan daai dag met leë hande. Met leë hande. Die woord sê wat die oog nie gesien en die hart van 'n mens nie opgekom het nie, het God berei vir die wat hom lief het. Ons gaan vir ewig saam met hom wees. Ek smeek jou vandag, so belangrik is wat alles is waarmee ons besig is, moenie net leef vir nou nie. God has placed eternity in our hearts. Let's live for Jesus. Let's make a difference. Kom ons maak hierdie kerkbanke vol. Nie met mense wat net kom om 'n boksie te tik nie, maar kom laat die vlam van die Heilige Gees wat in ons brand. As dit vanmôre dood gegaan het, dan goeie nuus vir jou, want hy kan jou weer vul met die Heilige Gees. Hy vul jou eenmaal met die Heilige Gees, hy ontsluit dit, wanneer die volheid van die Gees oor jou kom, die belofte vervul word, maar soms wanneer daai belofte taan, en die vlam van die Heilige Gees begin kleiner brand, dan kom ons en ons kom weer na die Here, ons sê, Here, hier is ek, Here, kom, en vul my weer, Here, Here, raak my lewe aan, dat ek weer, met passie, en met toewyding, vir U sal leef. Ek sluit af, hoor gou hierson, in Handelinge 4, en daar's baie tekste, ek kan regtig waar, ons kan lank besig wees, want hier is genoeg getuienis uit die skrif om dit te bevestig. In Handelinge 2 word hierdie apostels en die 120 in die boventrek word hulle gedoop met die Heilige Gees, die belofte. Right, so jy moet nou verstaan, daar's 5 verwysings, eksplisiete verwysings in die Nuwe Testament en Handelinge wat pertinent sê dat mense het tot bekering gekom en het Jesus Christus aangeneem en hulle hom geglo, en daarna het hulle die dooping met die Heilige Gees ontvang. Hulle is vervul met die Heilige Gees. Die belofte van Joël 2 vers 28 was daarna in hulle lewe vervul. Daar is sommige van hulle wat, dink is daar Handelinge 8, wat toe Paulus by hulle kom en vir hulle sê, hoor hierso, vir hulle sê, Petrus by hulle kom en sê vir hulle, hoor hierso, het julle al die Heilige Gees ontvang? Toe sê hulle, nee, ons het nie eens nog gehoor van die Heilige Gees nie. Ons nie eens geweet, daar is 'n Heilige Gees nie. Waar is die tyd? Ek bid die Here dat daar vanmôre iewers oortuiging gaan kom, ek gaan nou klaar, maar ek hoor gou net hier, wat sê dit? In Handelinge 9, hierdie het my gebul, hierdie was so goed gewees, toe ek dit lees, nou moet ek gou dit vinnig kry. Kom ons blaai gou daar na Handelinge 19 toe. Ja, daar is hy, Handelinge 19. En terwyl Apollos in Korinthe was, het Paulus die boonste landstreke deurgereis en in Efese gekom. En daar het hy sommige disippels gevind, en hy het hulle gevra. Hoor wat sê hy? Hy het disippels gevind, dis wedergebore kinders van God. Hy sê, het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het? Hulle sê, ons het nie eens gehoor dat daar Heilige Gees is nie. En hy vra hulle, okay, maar kom ons begin by die begin. Met watter doop is julle dan gedoop? En hulle antwoord, nee, met die doop van Johannes. Hy sê, alright, kom ek verduidelik vir julle. So Johannes het by die doop van bekering gedoop, en aan die volk gesê dat hulle moes glo in die een wat nog kom, en dit is die Christus. Hy sê, maar dis nie die doop waarmee julle gedoop moet word nie. Daai was 'n wegbereider vir Christus wat sou kom, want hy was nog nie geopenbaar nie. Hy sê, maar hier is die doop van die gelowiges, wat aan ons, aan julle bedien, en in opdrag van Jesus Christus, voordat hy opgevaar het na die hemel. En nadat hy dit aan hulle verduidelik het, sê vers 5, en toe hulle dit hoor, is hulle gedoop in die naam van die Here Jesus. Right, nou hoor nou, vers 6. En Paulus, nadat hy hulle gedoop het in water, en Paulus het hulle die hande opgelê, en die Heilige Gees het op hulle gekom, en hulle het met tale gespreek, en geprofeteer. Die belofte van Joël, the empowerment of heaven for the Great Commission. Ek het nie skrif hiervoor nie, maar ek is van mening.
dat die Here nie vir ons meer krag gaan gee om nie te gaan nie. Die krag was gegee, sodat ons effektief kan wees vir hom. En vanmôre wil ek vir jou sê, my liewe broer en suster, daai belofte is nog steeds van krag. Right, hy wil ons vul met die Gees. Wat moet ons doen? Ons moet glo. Ons moet glo in die belofte. Glo jy dit vanmôre? If you don't believe, you will not receive. Jy moet dit verlang met jou hele hart, jy moet dit begeer, want Jesus sê in Johannes 7, hy sê as iemand dors het, laat hom drink. Hy wat in my glo, sê die skrif, strome van lewende water sal uit sy binneste uitvloei. Dit het hy gesê van die wat die Gees sou ontvang, wat in hom glo. Jy moet vra daarvoor. Jy moet vra. Hy sê in Lukas 11, hy sê, ek sê vir julle, bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word, want elkeen wat bid ontvang. Hoor wat sê hy, en vir watter vader onder julle sal sy seun brood vra, en hy sal vir hom 'n klip gee, of 'n vis, en hy sal vir hom in plaas van 'n vis 'n slang gee, of ook as hy 'n eier vra, hom 'n skorpioen gee, vers 13, as julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee. Hoor hierso, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. Maak gou 'n bietjie jou oë toe vanmôre saam met my. Die belofte van die Heilige Gees is nog steeds van krag. Ek het vanmôre nie by persoonlike getuienisse begin nie, maar ek het by die skrif begin. En ek dink terug aan my eie lewe, by ouderdom van 12, ongeveer het ek my hart vir die Here gegee, ek is wedergebore. En toe eendag, op die ouderdom van 15, het 'n vriend, 'n medegelowige, nog 'n disipel van Jesus, het hy vir my gebid. Ons was alleen in 'n kamer. En hy het die hande op my gelê, en ek het die gawe van die Heilige Gees ontvang. Gedoop met die Heilige Gees. Broers en susters, die Here het dit vir my gedoen. Ek weet dit is 'n werklikheid. En sedertdien vir miljoene ander gelowiges reg oor die wêreld. Die tyd is so min. God het vir ons sy bekragtiging beskikbaar gestel. Hy wil ons gebruik, hy wil jou gebruik. Maar hy kan nie sonder die Heilige Gees nie. En ek wil vanmôre die Here vertrou. Ek wil 'n uitnodiging rig vanmôre. Ek wil 'n uitnodiging rig. Die Bybel is daar verskillende maniere hoe mense die Heilige Gees ontvang het. Deur die prediking, deur handoplegging, terwyl hulle alleen was, op watter wyse, die getuienisse is legio. Vanmôre as jy nog nie gevul is met die Heilige Gees, as jy nog nie gedoop is met die Heilige Gees nie. Ons gaan nie vanmôre fokus op die manifestasie nie. Glo my, jy sal weet wanneer jy gedoop is met die Heilige Gees. Jou lewe sal begin om vrug te dra wat by die krag van die belofte pas. As jy vanmôre nog nie gevul is met die Heilige Gees nie, dan wil ek vanmôre Jesus Christus vertrou. Hy is die doper, dat hy jou gaan vul met sy Gees vanmôre. Daarmee saam wil ek vanmôre 'n tweede uitnodiging rig. En dit is dat as jy vanoggend hier sit en jy sê, Here, my vlam brand nie meer soos hy moet nie. Here, ek het weer nodig om weer gevul te word, om weer aangedoen te word met krag, soos Handelinge 4:31, toe Petrus hulle wat klaar gevul was met die Heilige Gees, weer gevul was, weer aangedoen was met krag, vir hulle getuienis en hulle bediening. Dan glo ek, kan die Here dit ook vanmôre vir jou doen. Ja, met al die oë gesluit. Ek gaan jou vra, wil jy nie vanmôre, as jy 'n soekende hart het, 'n hongerende dors het, wil jy nie vanmôre saam met my staan op jou voete? En dan wil ek jou insluit by hierdie gebed nie. Ons loof U, Here. Ons loof U naam. Dankie, Here.
Ek wil ons met ons oë net gesluit hou. Hier is so baie mense wat opstaan vanmôre. My hart is so bly. Want met hierdie Amen kan God 'n wêreld verander. Broers en susters, luister vanmôre. Jy moet jou hart oopmaak vanmôre vir hierdie wonder van God. Sê Here, daar is niks wat ek kan doen om hierdie wonder, hierdie belofte te verdien nie. Die kwalifikasie vanmôre is om in Christus te wees. As jy wedergebore is, jy is 'n kind van God. Dis die kwalifikasie. Dan het jy die koninkryk van God, dan sien jy dit reeds. Jy is reeds in die koninkryk. Maar nou wil die Here jou vanmôre bekragtig vir die werk van sy koninkryk. So ek wil jou vra net daar wie jy staan. Wil jy nie net saam met my jou hart oopmaak? As jy jou hande wil ophef saam met my, dan kan jy dit doen as 'n teken van jou oorgawe en jou bereidheid om vanmôre te ontvang. Here, ek herinner myself van u eie woorde, toe u gesê het dat die wind waai soos wat hy wil. Daar's nie formules nie. Heilige Gees, laat u wind vanmôre waai, soos wat u wil. Sal u vanmôre Jesus Christus hierdie belofte kom waarmaak in die lewe van u kinders? Sal U ons vanmôre aandoen met krag? Sal U ons vul met nuwe krag? Dat daar in ons 'n fontein vanmôre sal opspring, 'n vuur wat brand vir die Here. Ons kom in afhanklikheid van U, ons kom in geloof en ons vra dit in die naam van U Seun Jesus Christus. Ek wil jou geleentheid gee, net daar waar jy staan, om met die Here te begin praat. Maak dit die gebed van jou hart. Sê dit in jou eie woorde van vanmôre. Vader, ek vra dat U my vanmôre, ooreenkomstig die belofte, U die Heilige Gees, die belofte, Jesus het hom ontvang van die Vader, en hy het gesê dat kort na hierdie dag sal ek opvaar, maar ek sal julle 'n ander trooster stuur, die Heilige Gees. Jesus Christus sal U vanmôre U kerk doop met U Gees. Sal U ons vanmôre aandoen met die krag van die Gees, sodat die groot opdrag vervul kan word. Hier is ons Here, my hande is op vanmôre. My begeerte vanmôre is dat die Here dit opnuut sal doen van my lewe. Vul my met U Gees vanmôre, met die volheid van U Gees, en verheerlik U naam. Verheerlik U naam. Net daar waar jy staan, kom ons begin om net te aanbid. Jou eie woorde, kom ons loof hom net. Kom ons prys hom net. Aan U kom toe die lof, die eer en die aanbidding. Daar is niemand soos U nie. Wonderbaar is U werke. Wonderbaar is U werke. Heilige God, raadsman, ewige God. O vredevors van die hemel, koning van die konings, Here van die Here, daar is niemand soos U nie, onverderflik, onsienlik, almagtig, ewig is U naam, Koning Jesus, Koning Jesus, Koning Jesus, doen dit vanmôre vir U kerk, doen dit vanmôre, Heilige Gees, word vaardig oor ons lewens, ons sluit vanmôre die krag van die koninkryk. Here, ek bid vanmôre dat wanneer U mense vul, dat bedieninge ontsluit sal word, soos toe Paulus vir Timoteus bid. Hy weliswaar met handoplegging, maar Here, U het nie 'n mens nodig nie, want U is God en U is soewerein. U werk op U eie tyd en op U eie wyse, maar ons oë is vanmôre gerig op die Here. Ons oë is gerig op die beloftes van U woord, Here. En ons weet, Here, U sê in U woord, hierdie belofte kom julle toe, en julle kinders, en almal wat daar ver is, jou kinders is 'n kandidaat vir die dooping met die Heilige Gees. As hulle Jesus aangeneem het, kan Jesus hulle doop met die Heilige Gees. Hy kan hulle kragtig gebruik in hulle skool, in die kleuterskool selfs, in die laerskool, in die hoërskool. Lord, we need a fresh outpouring of your Holy Spirit. Kom kerk,
Ek wil hê jy moet saam met my roep na God vanmôre. Ek wil hê jy moet vanmôre vra dat die Here 'n burden in jou sal lê vir verlore gaande mense. 'n Burden in jou sal lê vir mense in jou werksplek. 'n Las, 'n sielelas. Heilige Gees, Here, ons het 'n sielelas nodig. 'n Sielelas that we will go beyond, Lord. That we will stretch the boundaries of what we are. En Here, dat die bonatuurlik grense sal kom skei van ons lewens. En Here, dat die wêreld sal weet dat ons by Jesus was. Here, toe die Joodse raad kom en Johannes en Petrus na hulle by die skone poort was, toe hulle by hulle kom en hulle hoor die verhaal, toe sê hulle, ja, ons herken hulle. Ons herken hulle aan die vrymoedigheid, ons herken hulle, ons besef, hierdie ouens was by Jesus, hulle is ongeleerd, niemand het hulle geleer nie, but they had the gospel of the kingdom, and they had the power of the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall afresh on me, fall afresh on me.